program van Voor op die Wa. In hierdie episode gesels ons oor die voortrekkers. Ek en 'n kameraspan het die geleentheid gehad om 'n rond te toer en te gaan kuier by verskillende voortrekkerkampe om vir u te wys waaroor dit werklik gaan. Avontuur, aksie en adrenalien. Om vandag 'n lid van die voortrekkerbeweging te wees is pure pret, want dis nie elke jong mens wat die geleentheid kry om die uitdagende waters van die Bergrivier Canoe Marathon hier op Velddrif aan te durf nie. Vir hierdie asemrowende ervaring kon gemengde seuns en dogter, oftewel neefs en nigspanne, van 6 elk net 10 ure boutyd kry, om te sorg dat alles vlot sal verloop. Welkom by die Monstervloot! Alle klappie vir ons! Ons kom by die dorpie Langebaan af, dis daar by die Weskus, dis net hier om die draai. Hallo, ons is van Malmesbury, ons is die superspan en ons geheime is gees. Ons het baie gees. Ons is van Goodwood en ons gaan hierdie jaar wen. Ons wen al vir 4 jaar in 'n ry en ons het die gees om te wen. Ons geheim hierdie jaar is om met 'n baie meer agteraf manier van meng te kom en ons spannaam is die Leeu's. So onthou dit. Ons kom van die strand af, ons geheim is spanwerk. Ons werk, ons doen alles saam, ons help mekaar. Hallo, ons is almal van Kanonkop van die Brackenfell af. Ons geheim is ons gaan met gees na die wenpaal toe roei en ons gaan net die hele dag wen. Hallo, ons is van Langebaan. Ons is niet hierso en ons tegniek is om saam te werk in die span en die knope ekstra styf te maak. Ons tegniek wat ons gaan gebruik vandag môre, dit is spangees, is span samewerking, uithou vermoë en ons gaan probeer om nie te sink nie. Gaan 'n klappie vir ons. Almal in, almal veilig. Wonderlike dag gewees. Ja nee, hierdie was baie lekker geweest wat ons nou gedoen het vandag. Ons het baie min geslaap, eintlik glad nie geslaap gisterand nie, maar ons het nog steeds baie goed gedoen. Ons het tweede plek gekry in ons seuns kategorie. Baie lekker dag, wonderlike weer, wonderlike roeiwerk en dit was 'n bietjie stil water geweest, maar dit was goed geweest. Ja, die voortrekkers se vlotvaart bied ons elke jaar hier op Velddrif aan. Ons begin by Springersbaai en eindig ons by Riviera Hotel in Velddrif. Die roete is omtrent so rofweg so 10 km lank wat die kinders moet roei. En as ons geseënd is elke jaar en die wind waai nie, dan doen hulle dit net so oor die 2 ure, die eerste vlotte wat inkom en die laaste omtrent so 3,5 na 4 ure toe. Die idee van die vlotvaart is maar dat die kinders, die verkenners, voortrekkers kan vaardighede aanleer, soos knope wat hulle moet doen en dit is 'n goeie spanbou sessie vir hulle. En dan ook dinge waar die ouers betrokke raak. Dit is vir my baie lekker om te sien hoe die ouers nou elke jaar kom en meer raak en betrokke raak en lekker kom saam kamp en ja, dit is net 'n baie lekker ondervinding vir almal saam.
Na die vlotvaart is dit tyd vir die Penkoppe en Drawertjie se gebiedskamp. 'n Groot deel van hulle kamp bestaan uit spoorsny en paradewerk. En vandag is dit tyd om hulle kamoufleertegnieke te toets. Maar nou moet daar eers ernstig gekamoufleer word. Die voortrekkers staan op 3 bene: Afrikanerskap, burgerskap en Christenskap. Hier is dit nou tyd om hulle Bybels wat deur die voortrekkers gegee is, te versier en om Jesus op 'n prettige manier te leer ken. Die Penkoppe en Drawertjies leer nie net om vuur te maak nie, maar hulle kry ook die geleentheid om in spanne hulle aandete self op die vuur voor te berei. Kultuur is ook belangrik, daarom word Jukskei en Kennetjie nog gereeld gespeel. En vir die waaghalse is dit kleilak. Die bak van oudtydse soetkoekies en die maak van gemmerbier vorm deel van die Afrikaner kind kultuur.
Tydens kampe is daar ook genoeg tyd vir 'n sorgelose loslid kinderpret. Baie welkom aan ons gaste, Julian, Lauren. Lekker om julle hier te hê. Lekker om hier te wees. Sit. Lauren, die mees algemene vraag wat gevra is toe ons begin het met die produksie was, wat is die Voortrekkers? Die Voortrekkers is 'n Christelike jeugbeweging vir enigiemand van die laerskool tot die hoërskool, maar jy hoef ook nie op te hou na hoërskool nie. Jy kan enige tyd as universiteitsstudent aansluit en nog steeds help by die kinders. Die groot ding van die Voortrekkers is hulle probeer kinders bietjie uit hulle gemaksone uithaal en hulle bietjie uitdaag om hulle self te ontdek en om te leer om saam met mense te werk van reg oor die land. En die Voortrekkers bied verskeie aktiwiteite aan wat jy kan gaan deelneem, bietjie in die buitelug, jouself uitleef in die buitelewe, leer seil, leer roei, allerlei wilde goeders doen. En dan sou ook geleenthede vir die meer rustiger mense om bietjie breinaktiwiteite en so te doen. Julia, soos ek verstaan, kom die naam Voortrekkers al 'n lang pad. Voortrekkers kom al baie ver, kom al van die groot trek af, maar ons organisasie bestaan as die Voortrekkers. Baie mense kan ook vra wat is die rede hoekom ons Voortrekkers is. Ek dink ons probeer onsself vereenseldig met die waardes wat die groot trekse mense gehad het. Jy weet daai deursettingsvermoë en die familieverband en al daai goeders. Het die Voortrekkers nog bestaansreg vandag? Ek dink hulle het beslis, want die vaardighede en goed wat jy leer is om met 'n groep mense te werk wat jy nie altyd mee oor die weg kom nie. Die ding wat skole dalk nie vir jou leer nie met sport en goed, is dat jy word heeltyd in 'n groep geplaas waar almal kan doen wat gedoen moet word, soos met byvoorbeeld 'n hokkiespan. Maar as jy by die Voortrekkers 'n vlot moet bou, is daar mense wat dit nie kan doen nie en jy moet leer om almal se behoeftes en al hulle talente te gebruik om die span te laat saamwerk. En ek dink dit help mens baie as jy eendag moet gaan werk, want daar het jy ook met mense te doen wat nie altyd bekwam is om die taak te doen nie. So ja, dit leer ou dag tot dag vaardighede basies. Ek dink dit vul 'n baie groot leemte wat van die mense in hulle lewens het. Jy weet dit leer vir jou 'n tipe selfrespek en selfvertroue en tydsbesturing en sulke tipe dinge. En dan het ek gehoor dat die Voortrekkers staan basies op 3 bene, die ABC. Wat beteken die ABC? Hoe word dit toegepas? Dit staan vir Afrikanerskap, burgerskap en Christenskap. Christenskap is die grootste deel van die Voortrekkers se 3 bene, want alles wat ons doen is in die naam van die Here. Afrikanerskap is net daai trots wat jy nodig het vir jou land, of trots as vir jou Afrikaner kultuur, en dan burgerskap is jou volkstrots. Is daar enige vereistes om 'n Voortrekker te word, om aan te sluit? Ek dink nie daar's rigiede vereistes waaraan jy moet voldoen nie.
Natuurlik die Voortrekkers is 'n Christelike organisasie, so as jy bereid is om blootgestel te word aan die Christelike geloof, ons sal verkies natuurlik as die mense almal Christene is en glo, maar ja, solank jy weet jy word blootgestel daaraan en wees selfs met die taal en die ras, dit maak regtig nie saak nie solank jy wil deel wees van wat ons doen. En dan 'n ander ding is soos die Voortrekkers raak soos 'n familie. So op die ou end maak klein goedjies nie eintlik saak nie. Dit gaan oor ons wat almal saam dieselfde waardes het en dieselfde doel wil bereik eendag in die lewe. En jy moet trots wees op jou land. Ons sê nie noodwendig wat ons gedoen het in die geskiedenis was reg geweest nie, maar ek dink jy moet nog steeds trots wees op wie jy is en van waar af jy kom. En jy moet kyk, Voortrekkers is gebaseer op die Afrikaner kultuur, so jy moet jouself vereenseldig daarmee. En as sê nou maar ek sluit aan by die Voortrekkers, hoe werk dit dan? As ek nou as kind in die Voortrekkers inkom, laerskool, wat gebeur dan? Gaan kamp jy net, wat gebeur? As jy inskryf word jy deel van 'n komando en dan by die komando word jy ingedeel in 'n span van jou ouderdomsgroep. En die span doen almal saam aktiwiteite en so en hulle het 'n leerplan wat strek van graad 0 tot graad 12 en so bou jy jaar na jaar aan hierdie vaardighede en leierskapsgoeders en basies enigiets eintlik, enigiets wat jou kan help om 'n beter mens te wees. En die ding is dan gaan jy as 'n span neem jy deel aan kampe en waar die hele provinsie saam is en op die ou end ook as 'n hele ja, die hele provinsie en dan ook jou landkampe. En jou loopbaan dan as voortrekker, werk jy vir iets, is daar sekere titels waarvoor jy werk? In jou laerskoolloopbaan werk jy na jou graad 7 voorslag toe. Dit is 'n heerlike kamp, dit toets jou leierskap uit en uit. Daar is dit toets 'n klein bietjie jou dinge wat jy leer tydens jou PD dae. PD staan vir PD is nou die kleintjies. Dit is die laerskool. Penkop en drawertjies. En dan in hoërskool kry jy jou PV. Ja, ek was nou onlangs gelukkig daar. Dis 'n groot kamp waar die hele land se matrieks voortrekkers saamkom. Daar toets hulle vir al jou leierskap en jou ingesteldheid. So dit gaan ook oor die ABC en dan ook jou leierskapsvermoë en hoe jy oor voortrekkers voel. Nou die hele ding is 'n onderhoudproses en so wat hulle probeer toets wat presies binne jou aangaan en hoe jy ingestel is teenoor die voortrekkers. En ja, dit is ongelooflik lekker. Jy ontmoet so baie nuwe mense wat jy net ja, dis regtig lekker. En PV waar is die afkorting vir iets waarvoor staan dit? Dit staan vir presidentsverkenner. Presidentsverkenner. Soos ek verstaan, as jy PV het, kan jy dan ook is dit makliker om vir beurse aansoek te doen? Is daar iets rondom dit? Dis reg ja, by van die universiteite in die land kan jy afslag kry en ook makliker in koshuise inkom. Ek weet vir 'n feit dit tel by party universiteite selfs meer vir leierskap as wat dit tel om onderhoofmeisie of hoofmeisie te wees. Sjoe, dis nogal iets. Ek weet my pa het altyd om nou 'n bietjie terug te gaan, die fotootjies gewys van waar hulle in die voortrekkers was met die kakie pakkie en die knipmes en die goedjies en als. Hoe die voortrekkers verander van wat dit toe was na wat dit nou is? Voortrekkers is baie modern. Ons dra nou blou voortrekkerdrag. Dit is ons aktiewe drag is dan 'n jean en 'n golfhempie en dan kry jy ook jou formele drag wat net formeel is. Ja, dis amper so skoolklere, min of meer die broek of 'n rompie met 'n netjies wit hemp en 'n onderbaadjie. Ek het ook gesien in die beeldmateriaal toe word daar nog paradewerk gedoen. Is daar 'n militêre koneksie rondom die paradewerk of wat is die doel van die paradewerk? Paradewerk leer vir jou volkstrots en trots en respek vir jou vlag en jou land. En ek dink as jy genoeg trots het om jou vlag te dien of nie te dien nie, maar te eer, dan sal jou daai respek deurdruk deur jou skoolwerk en jou skole en jou onderwysers en jou ouers en jou ouerhuis en so aan. Dis glad nie militaristies nie, maar dit is maar net om self die dag te begin op 'n ordelike manier en ja, dit leer die kinders regtig om so gedissiplineerd te wees en te kan luister en gesag te aanvaar. Ons noem dit eerder 'n seremonie as parade. Ja. Is die voortrekkers rigied of is hulle aanpasbaar saam met die moderne lewenstyl? Die voortrekkers is baie aanpasbaar. Ek dink 'n groot wanpersepsie wat meeste mense het is dat ons nog net in die uniformpies leer om vuur te maak met stokkies en klippe, maar ons het intussen regtig baie ontwikkel en saam met die moderne tegnologie en alles verander. Ek dink ook ons is nie net modern en aanpasbaar nie, maar ons bly altyd by ons waardes, jy weet, dit kan nooit verander nie. En
ons leer in die voortreksleer die dinge wat jy nie leer in die skool en is leemtes wat jy vul in jou lewe. Ja, die ding is hulle probeer altyd om by te bly met tegnologie. Soos by van die kampe doen ons 'n media kursus wat jy leer om films te of soos kort videoetjies te skiet en so. En ook daar's altyd soos kampkoerantjies op van die kampe wat jy fisies soos met rekenaars moet werk en leer om sulke goed ook te doen. So hulle probeer alles inkorporeer dat jy nog steeds kan deel voel van die samelewing. En die handboeke wat jy behandel op jou weeklikse byeenkomste is alles goeders van wat jy in jou lewe moet leer, jy weet, tydsbesturing en dis nie, daar's regtig nie net knope en vuur maak daar nie. En Julia, vir jou as voortrekker, die voortrekker kurrikulum as ou dit so kan noem, weet ek bestaan uit baie karakterontwikkeling en leierskapvaardighede. Wat het dit vir jou as voortrekker beteken? Ek is verkies as nasionale jeugleier en ek verteenwoordig Weskaap. En ek dink dis 'n groot leerfase. Jy ontmoet baie verskillende mense en jy leer kommunikeer met mense wat op baie hoër gesag is as jy. En ek dink daar's nie almal ervaar sulke dinge elke dag nie. En al is jy 'n goeie leier, dit maak jou net soveel beter en jy het soveel meer ervaring met jou opbou. En self vir iemand wat nou nie 'n leiersposisie in die voortrekkers het nie, hulle leer jou regtig om leiding te neem en inisiatief te neem en iets te doen as al die ander mense net staan en wag. En dis klein goeder soos wat jy nie geforseer word om 'n spanleier te wees of so iets. Dit leer jou om gemaklik met mense te kan praat en te kan sê maar hoorie, ek gaan nou beheer neem, julle moet nou vir my luister, maar ook om as 'n leier ander mense te dien en na hulle te luister weer. Baie dankie Lauren, Julia, was lekker om julle hier te hê. Wel, daar het julle dit. Tot volgende keer. Totsiens.